So verlede week se tema was gewees die geheim om ja te sê vir die groot uitnodiging. So ons het dan ja gesê vir 'n dieper of 'n diep binnekamerverhouding met God en dan die binnekamerverhouding waarna ek sal verwys as the secret place. Jy sal onthou dat ek jou gesê het dat hierdie nie jou gebedslewe of jou Bybelstudie vervang nie, maar eerder verdiep soos wat ons week vir week gaan gesels. So miskien kon jy van die tema lied gebruik maak in die week, miskien het dit jou hart geraak, en miskien het jy die agtergrondmusiek opgesit terwyl jy in jou secret place was, waar jy gaan sit en bid het en waar jy woord gebestudeer het. So hoe dit ook al sê, dit is soos wat dit vir jou werk. So hierdie week se tema is dan die geheim van die deur of the secret of the shut door. En God het nie net sy woord vir ons gegee sodat ons gedagtes hernie kan word nie, maar ook om ons harte te transformeer. As jy streef na wat sy woord sê, sal die Heilige Gees jou daarmee help. Ek lees uit die New King James Version uit Matthew 6 verse 6-7 dat sê, "But you, when you pray, go into your room, and when you have shut your door, pray to your Father who is in the secret place, and your Father who sees in secret will reward you openly." Jesus homself het hierdie geseënde woorde gespreek. So kom ek vra vir jou die volgende vraag. Sukkel jy dikwels met die gevoel dat jy nie in gees met God verbind is nie? Of sukkel jy om God se teenwoordigheid te voel wanneer jy bid? Jy voel God is ver van jou af? En het jy die begeerte om te weet dat God met jou is en dat hy besig is om tot jou te nader? So as jy op enige van die vrae ja geantwoord het, het ek wonderlike nuus vir jou vanoggend. Daar's 'n manier wat jy 100% waarborg het om onmiddellik in die intimiteit met Vader te wees. En Jesus het hierdie sleutels vir ons gegee. Matteus 6 vers 6, hy sê, "Your Father who is in the secret place." En hier sê Jesus dat Vader alreeds in jou binnekamer is. Dat Vader God het jou vooruit gegaan en hy wag vir jou. En in die oomblik wat jy in die secret place is jy onmiddellik in sy teenwoordigheid. En Jesus bevestig hierdie waarheid vir die tweede keer in Matteus 6 vers 18, wat sê, "So that you do not appear to men to be fasting, but to your Father who is in the secret place, and your Father who sees in secret will reward you openly." So kan ons dan vandag bevestig dat ons Vader is in die secret place, hy is in jou binnekamer. So Jesus gee ons die sleutel om hierdie secret place te vind. En as jy wonder wat jy moet doen om jouself daar te bevind, dan het Jesus dit hier vir jou duidelik gemaak. Wanneer jy in jou kamer instap, maak die deur toe, want jy is in die teenwoordigheid van Vader God. Moet geen ander leuen glo nie. Dit gaan nie oor hoe ons voel nie. En ten spyte van die toestand van ons gemoed op daardie oomblik, of die storms wat daar buite woed, weet met absolute versekering, jy stap in die plek waar God teenwoordig is. So the secret place is jou portaal na die troon van Vader wat in die hemel is, en 'n plek waar jy hemel sal smaak. En as jy hierdie woord ontvang in jou hart, en jy maak dit jou eie, sal jy een van die grootste geheime van intimiteit met God leer, want jy weet jy is in die onmiddellike teenwoordigheid van Vader. Jou gees en jou siel sal 'n hartkonneksie maak met die Vader.
Jesus sê hierso, wanneer jy jou lewe bou op intimiteit van die secret place verhouding met God, is jy besig om te bou op die rots. Jy kry jou fondasie in orde. Gaan lees bietjie daai hoofstukke van Matteus 5 tot 7. Dis alles is gegee in 'n groot preek. En Jesus self het gesê dat hierdie preek, hy's besig daar om fondasiestene vir sy disippels se lewe te lê. Maar hoor bietjie, wat sê hy hierso in Matteus 7 vers 24 tot 27? Hy sê hierso, elkeen wat hierdie woorde hoor van my en daarvolgens handel, kan vergelyk word met 'n standvastige man wat sy huis op die rots gebou het. Die stortreën het gekom en geval, vloedwaters het afgekom, winde het teen hierdie huis gewaai en daaraan geruk, en tog het dit nie ineen gestort nie, want die fondament was op die rots. En elkeen wat hierdie woorde van my hoor en nie daarvolgens handel nie, kan vergelyk word met 'n dwaas wat sy huis op die sand gebou het. Die stortreën het geval, vloedwaters het afgekom, winde het teen hierdie huis gewaai en daaraan geruk, en die huis het ineengestort en is heeltemal verwoes. So Jesus se boodskap is foutloos. Hy sê hierso, as jy hoor en gaan doen wat ek vir jou sê, om hierdie fondasie in jou lewe, wat die groot storms in jou lewe sal weerstaan, as jy dit gaan bou, en kom ons wees eerlik, kom ons praat reguit, die storms gaan kom, en daarmee spreek ek nou nie iets oor jou lewe uit nie. Die woord sê so, daar storms in jou lewe wat jy nog nie getref het nie, dalk het daar soveel groot storms jou al getref. So ek vra dan, wanneer die grootste storm in jou lewe kom, gaan jou fondasie in plek wees om die storm te oorleef. Een van die belangrikste elemente is dan die fondasie van die secret place verhouding, om dit in plek te hê met God. Sê hierso, die wat hierdie woorde van Jesus hoor, dit doen, sal met vreugde van intimiteit met Vader op 'n daaglikse basis kan leef, maar sal ook dan toegerus wees teen die grootste storms, of die aanval van die vyand, of sisteme van die wêreld, wat dalk jou aandag aftrek, of kyk of die sluise van die hemel nie vir jou sal oopgaan nie. So kom ons sluit die oë. Here, dankie dat ons nou die deur agter ons kan toemaak. Die deur van die lawaai van die wêreld daar buite. En dankie dat ons deur U kan stap, Jesus Christus wat die deur is. En dat ons net kan kom en vir U vra, Here, soos wat ons die woord dan lees, Here, dat U die geheimenisse in hierdie woord met ons sal kom deel in die secret place. En ek bid dit in Jesus naam. Amen. Gaan lees jou woord nou. Sit jy daai sagte musiek aan. En intentioneel hierdie hele week, dink daaraan, wanneer ek die deur toemaak, is ek in die teenwoordigheid van die heilige God, ons Vader. Ek praat volgende week met jou oor die geheim om te luister agter die toedeur. Baie seën vir jou, tot ons mekaar weer sien. Of eerder, tot ons weer hoor van mekaar.